Broers en susters, kom ons raak stil voor die Here. Die tema vanoggend, die Gees maak ons gereed om gestuur te word. Soos jy so sit, dan vra jy dat die Here met jou sal praat en dat hy deur die Gees jou sal beweeg om te verstaan in watter konteks hy jou wil plaas om vir hom te werk. Daar's geleentheid vir stil gebed. Mag wat ek sê, mag wat ek dink, mag wat ek doen vir die Here aanneemlik wees. Here, my verlosser, my rots en my God. En ons sê almal saam, amen. Broer en suster, wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle te groet vanoggend in die naam van die drie-enige God. Ontvang vanoggend God se liefde en sy genade, sy omgee, sy troos en sy toerusting. En dit kom van God die Vader, die Seun Jesus Christus ons verlosser en God die Heilige Gees. Ons sê almal saam, amen. Van die kerk, en jy wag dalk 'n bietjie. En jy wonder, moet ek nou ingaan? Want sien, die lewe waarbinne ons leef in die week wat agter die rug is, het dalk vir jou so 'n bietjie dit moeilik gemaak vir vandag se erediens. Die probleme van die politiek en die gemeenskap wat verander. As jy na jou straat kyk, dan sien jy die straat lyk nie meer soos hy 10 jaar terug of 20 jaar terug gelyk het nie. Wanneer mense uittrek wat jy geken het, jou buurvrou of jou buurman, dan sien jy daai huis word dalk nou verkoop en dit is dalk nou 'n besigheid wat dit word vervang met 'n besigheid. Die finansies in ons land deesdae, soos in die res van die wêreld, word as gevolg van die oorlog net in eensklaps heeltemal de mekaar gegooi. En dan die Madlanga kommissie ontstel jou ook nou nie meer so vreeslik nie, maar dit ontstel jou tog, want jy het geweet daar's korrupsie in die polisie en in die politiek, maar die omvang daarvan en die hoë rangse mense wat betrokke is, dit skok jou. En dan, wanneer jy kerk toe ry, dan wonder jy, hoeveel mense deesdae nog Christene is. En jy wonder, hoekom jy kerk toe kom en ander mense nie kerk toe kom nie. Want jou buurman, wat dalk al 30 jaar langs jou bly, of 4 jaar langs jou bly, of jou buurvrou, as jy die oggend opstaan om kerk toe te gaan, dan sal hulle sê, hulle gaan nie kerk toe nie, want hulle is moeg. Maar jy's ook moeg, en tog kom jy kerk toe. Hulle is moeg, en wanneer jy in jou kar klim, in jou motor in die rigting van die kerk stuur, dan sit hulle op hulle stoep met hulle tweede koppie koffie. Of hulle motor is gepak, want hulle gaan op 'n Sondagoggend bietjie die wêreld verken. Maar jy's ook moeg, en tog kom jy kerk toe. En as jy van die kerk af by die huis kom, en jy kyk na jou buurman se voordeur, dan wonder jy by jouself, maar is hierdie persoon 'n Christus gelowige? Is hierdie persoon gered? Ja, hy het dalk Paasfees erediens toe gekom, of Kersfees erediens toe gekom, maar die res van die tyd kom hulle nie kerk toe nie. Want sien, van die oor die 4 miljoen inwoners van Tshwane, Pretoria, wonder ek of daar 500,000 mense is wat op 'n Sondag in 'n kerk sit.
As ons sê ons het oor 200 mense of naby 200 en partykeer oor 200 mense in die kerkgebou en dit lyk vol, dan is dit goed. Maar ons moet net perspektief kry. En dan kom sit jy hierso. En as jy hier instap, dan groet jy vanoggend het ons vir Andrei gegroet, ons partykeer groet ons ander mense en dis lekker, ons groet mekaar. En ons kyk na ons mooi visie, kom na my toe almal. Ons kyk na ons riglyne, lief vir God, lief vir mekaar, lief vir alle ander mense. En dan gaan sit jy. En jy wonder, hoekom kom jy nog kerk toe? Wat dring jou om kerk toe te kom? Wat dring ons om hier te wees? Hoekom is ons nog hier? Sien, daar was 2000 jaar gelede ook 'n groepie mense wat ook vrae gehad het. Dalk soos jy. Want sien, hulle leier het gesterf. En toe na 'n paar dae, 3 dae, toe staan hulle leier op. En toe soos ons nou gelees het, na 40 dae toe vaar hulle leier op. En toe sê hulle leier vir hulle, maar nou moet julle niks doen nie, behalwe gaan bid. Julle kan nie nou aktief wees nie, moenie beweeg voor ek gesê het, julle kan beweeg nie. Moeilik vir doeners, vir mense wat iets wil doen, om 'n boodskap te kry, gaan doen niks behalwe bid nie. Maar sien, dit is juis waar die krag vir die kerk kom, die krag van die Heilige Gees kom, is die begin van die krag van die kerk van die Here, was daar waar mense by mekaar gekom het en gebid het, dat die Heilige Gees die dinge verander het. En daarom is ons tema, die Gees stuur ons, om 'n gemeenskap van hoop te bou. Ons wat 'n geloofsfamilie van hoop in Christus behoort te wees, en ek glo ons is. Ons moet uitgaan en die wêreld soos die eerste Christene ook 'n gemeenskap van hoop maak. En as jy kyk, vanoggend se tema is, ons is gereed om gestuur te word. Die tweede tema, volgende Sondag, hierdie geloofsfamilie, wat deur die Gees gestuur is, breek grense af tussen mense. En dan die 17de is 'n geloofsfamilie in Christus, gee om vir mekaar, en gee om vir die wêreld, en dan die laaste ene, en dis die moeilike ene, ons gaan die donker wêreld in. Dis waarvoor ons partykeer weerstand het. Maar dis wat Jesus gedoen het, in Handelinge 1 vers 8. Ons Pinksterreeks begin hier in Handelinge 1. In Handelinge 1 waar Jesus vir hulle sê, nie met aksie nie, nie met planne nie, nie met geld en 'n begroting wat klop nie, maar met wag, met 'n bokamer, met mense wat saamkom en bid, maar die belangrikste met God wat sy plan in werking stel om dit te doen wat jy en ek nie kan doen nie. So begin 'n lewende kerk, 'n lewende gemeente, Christus gelowiges met geloof wat leef en nie in die banke sit nie. Die eerste punt wat ons in die hele deel wat ons gelees het sien, is gelowiges wat wag in gebed, is gelowiges wat ruimte kry, of ruimte maak, dat die Heilige Gees werk in hulle lewens. Hierdie teks, broer en suster, is een van die mooiste tekste in die Bybel. Hulle was almal eensgesind, en hulle het almal volhard in gebed. Dit is nie net een van die mooiste tekste in die Bybel nie, maar dit is seker een van die wonderlikste tekste in die Bybel. En dan staan daar was 'n klomp vroue, daar was die ma van Jesus en daar was die broers van Jesus. Daardie broers wat nie in Jesus geglo het wat ons in Johannes lees nie, en ewe skielik het hulle tot bekering gekom as hulle deel van die groep wat wag. Hierdie was nie net 'n klomp mense wat by mekaar gekom het nie, hierdie was mense wat bidend gewag het, eensgesind. Die Bybel leer ons een van hart, een van gees, een van rigting.
Dit beteken nie hulle het nie verskillende mense. En weet julle wat vir my wonderlik is daai teks. As Jesus daar kom en hy blaas oor hulle. En dan sê hy, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. God se asem gee lewe. Wat doen Jesus? Hy blaas oor hulle. Dan sê hy, soos die Vader Christus gestuur het, so word jy gestuur. Jy word nie gestuur soos die apostels gestuur is nie. Jy word gestuur soos Christus gestuur is. Die probleem is as 'n mens in 'n nag nie lekker slaap nie. Hoe langer die nag aangaan, hoe moedeloser raak jy en hoe meer swartgallig raak jy. Hier teen 3:00 die oggend is al jou probleme so groot. En dan hier teen 5:00 die oggend as die lig begin breek oor Alkant Randkoppie of die ooste van Pretoria, of jy daai kant bly oor die Magaliesberge. En die lig begin deurskyn, dan begin jou lewe weer 'n bietjie verander. En die donker begin lig kry. En jy gaan sit dalk in jou sitkamer en ewe skielik begin jy weer moed vir die lewe kry. En as die son deurkom die oggend en die lig is daar, dan het jou moed gekom. Dis nie dat jou probleme verdwyn het nie, maar lig bring nuwe perspektief. En die Heilige Gees is die perspektief van God vir ons in ons lewens. In ons geestelike lewe en in ons praktiese lewe, wat alle negatiewe goed wegvat. En daarom is die vraag, watter gebied het jy al jou lewe vir die Here gegee? Maar die ander vraag is, watter gebied het ons dit nog nie gegee nie? Daar's 'n bokamer en daar's 120 mense. Daai bokamer was nie hulle eindpunt nie. Dit was hulle lanseerplek. Van daar af het hulle die strate van Jerusalem ingegaan en die uithoeke van die wêreld bereik. Ons is ook op pad uit die bokamer uit. Ons Pinkster is ons lanseerplek. Ons bokamer stuur ons uit. Dis nie die eindpunt nie. Daarom dat die woord sê, jy sal krag ontvang. En jy sal 'n getuie wees in Jerusalem. Broers en susters, ontvang die seën van die Here en gaan leef in sy vrede. Die Here sal jou seën en beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en vir jou genade gee. Die Here sal jou gebede verhoor en vir jou vrede gee. Ontvang dit in die naam van God die Vader, die Seun Jesus Christus ons Verlosser, en God die Heilige Gees, van nou af en vir altyd. En ons sê almal saam, Amen.